Goeiemôre, baie dankie dat julle hier is. Baie dankie vir die besoekers. Wonderlik om julle hier te hê. En ek hoop julle hou 'n lekker vakansie. Regtig, die weer is so bietjie snaaks, maar solank julle in harte reg is dit wonderlik. Nou ja, ekskuus. Kersfees is verby. Ons het lekker geëet en lekker gekuier by familie en vriende. Verseker 'n paar kilogram opgetel met al die geëtery. Ek weet nie van julle nie, maar ons het lekker gekuier. En vanmôre is net 'n fondasie van ons nuwejaarstema wat ek Dinsdag gaan verder gesels. So ek gaan net 'n fondasie lê vandag. Vanmôre net te begin, so asseblief moenie ons oudjaarsdiens mis nie. Jy gaan regtig dit baie geniet en daar's regtig 'n woord in vir jou vir volgende jaar. So kom en dan ons begin 11:00 om Dinsdag aand begin ons diens. Ons gaan lekker nuwejaar in dan met nagmaal ook. So wonderlik. Is jy ook lief vir brood? Ja. Ek kan net dink 'n lekker warm brood uit oond uit met lekker plaasbotter en 'n beker koffie. Ja, sal dit nie nou lekker gewees het nie, ja? Wie gaan ons brood bak? Ag nee, kom aan ouens. Ag nee. Sjoe, dit sal nou lekker gewees het om 'n stuk brood. Die kos kraak so. Wonderlik. Hy's so effens warm. Saam met 'n koppie koffie. Man, kan ons so lekker wees. Kom ons so lekker kerk of so met 'n stuk brood in die hand en 'n koppie koffie, man. Dit sal ons so lekker wees. Lekker wees. Nou brood is stapelvoedsel. En bykans almal reg oor die wêreld eet brood. Dit lyk my al die jare was brood maar die inding gewees en ek dink in almal se huise is daar brood en dan kyk kry natuurlik verskillende brode en ons gaan nou nie daarin gaan en wat se verskillende brode kry maar brood bly lekker. Brood, jy kry die goedkoop broodjies wat elke dag wat ons kosblik insit werk toe of ons sit in vir die kindertjies skool toe en dan kry jy jou duur brode en jou mooi brode, mooi lieflike brode. Maar volgens die konkordansie is die woordjie brood 220 keer in die Bybel. Dit moet iets vir ons sê van brood, ouens. Ek lees daar in Genesis 18 vers 5 en laat ek 'n stuk brood gaan haal en versterk die hart. Daarna kan u verder gaan. Want daarom het u by u knegt aangekom en hulle antwoord: doen soos u gesê het. Jy sien, hier was Abraham besig en hy het 3 besoekers gekry. En hy sê vir hulle: wag net hier, ek gaan vir julle brood haal. En hy gaan sê vir Sarah om 16 kg se meel te vat en brood te bak. Nou ek weet nie of julle al brood gebak het nie. Weet julle hoe baie 16 kg se meel? Vir 3 manne. Dis baie brood. So ek dink hulle was nog liewer vir brood daai tyd as wat ons in vandag se lewe is, want vandag is daar te veel ander goedjies wat nie daai jare daar was nie. Maar Abraham het gegaan en het 'n kalf geslag en hy het die brood gevat en hy het die brood vir hulle gegee en hulle het dit geneem en geëet. Ek lees daar in Eksodus 12 van die instelling van die Paasfees waar daar duidelike voorskrif is dat daar net ongesuurde brood mag geëet word. En dit was so pas voor hulle uit Egipte uit begin vertrek het God hierdie ding ingestel. Dis hierdie instelling plaasgevind. So brood was van die begin af die stapelvoedsel vir die mens gewees. En dit simboliseer iets. Brood simboliseer iets. As jy nou gaan kyk, daar's so baie betekenisse vir die woord brood in die Hebreëus en in die Grieks. Wat ons nie nou daar aangegaan nie, want ons kan dalk nog volgende week nog steeds hier sit om 220 woorde deur te gaan en saam te gaan kyk. Maar ek lees ook daar in Eksodus 25, die tabernakel, toe hy ingerig was, wat hulle die tafel gebou het van doringhout gemaak het vir die offerbrode. So, brood is baie belangrik in die woord. Brood het 'n lang geskiedenis en kom natuurlik van ver af, van eeue en eeue, wat brood vandaan kom. Nou, Harry Newen sê die volgende: it is sad to see that in our highly competitive and greedy world, we have lost touch with the joy of giving. We often live
as if our happiness depend on having. En hier het my 'n bietjie gevang, ouens. We often live as if our happiness depend on having. Dink 'n bietjie daaroor. Jesus kom daar in Matteus 6 vers 11 en hy sê, Here, gee my vandag se daaglikse brood. Ons is so gefokus op hierdie wêreld dat ons vergeet het om vreugde in ons harte te hê. Dat ons die vreugde uitgeskuif het van nou soek ons. Ek soek daai ou se kar. Ek soek daai ou se dit. Ek soek daai ou se dit. Ja, ek wil graag dit wat daai ou het. En hierdie tyd van die jaar is dit vol van dit, want ek wil ook op vakansie gegaan het. Ek wil ook by die see gesit het. Waar is jou geluk? Jesus kom en hy vra God, hy sê, gee ons vandag ons daaglikse brood. Ons het nodig om na God toe te gaan en ons daaglikse brood te vra. Ons moet bid vir ondersteuning, vir hierdie vertroosting van hierdie huidige lewe. En dis 'n gawe van God. Spreuke 30 vers 8 sê, hou valsheid en leentaal ver van my af. Gee my nie armoede of rykdom nie. Laat my geniet die brood wat vir my bestem is. Ons bid ons nog so. Bid ons nog so wat vir my bestem is. Of bid ons wat jy wil hê. Want daar's 'n verskil. Daar's 'n groot verskil. Ek dink as ek gesê gehad het vandag was ons almal nou by die see. Het ons daar lekker op die strand gesit in Kerkhou. Wow. Wonderlik. Met die see in die agtergrond. Sand in ons voete. Of miskien daar in die wildtuin gesit het. Daar met die leeu's wat nie brul in die agtergrond. Wow, sou dit nie lekker gewees nie. Maar is dit vir ons bestem? Het God dit vir ons bestem? Want dit is belangrik om te weet. Waarvoor vra jy in die lewe? Waarvoor bid jy? Ons weet as ons verseker het ons goed nodig. Ons het verseker goed nodig en ons het verseker deurbrake nodig. Maar ons sê ons nog dat U wil geskied. Glo ons nog dat sy van ons lewe gaan geskied? Of hoop ons vir daai nuwe Messias? Of hoop ons vir daai nuwe huis? Waarop hoop jy? Ons het so rukkie terug gepraat oor hoop. Waar plaas jy jou hoop? Is God nog jou hoop? Nou in hierdie woorde wat Jesus sê het, gee ons vandag ons daaglikse brood, is daar 'n paar lesse wat ons kan leer. En Jesus kom leer dit vir ons. Ons moet vir brood vra wat ons matigheid en soberheid leer. Ons moet vir brood vra nie vir lekkerny en ons moet die verskil ken tussen die brood en tussen die lekkernye. Wanneer God seën en beloon ons met lekkernye. Ons moet vra vir ons brood wat ons eerlikheid leer. Ons moet nie vra vir brood uit ander mense se mond uit nie. Hoeveel keer ouens gebeur dit? Hoor wat sy Spreuke 20 vers 17 en sê, soet is vir die mense die brood van bedrog, maar daarna word sy mond vol gryslies. Ons vra die brood uit ander mense se mond uit. Hoeveel van ons het begeer? En miskien vanmôre praat ek met die verkeerde groep. Miskien vanmôre praat ek met die mense wat hoor is nie hier vanmôre nie. Maar so verkeerd het ons begeer.
om dit wat 'n ander ou het. Ons wil dit geniet. Ons moet vra om nie brood van ledigheid nie, maar van brood wat eerlik verkry is. Spreuke 31 vers 27 sê, opmerksaam gaan sy die werksaamhede van die huis na, en die brood van luiheid eet sy nie. Jesus leer ons om nie die luiheid te eet nie, om nie die brood van luiheid te eet nie. Ons moet vra vir ons daaglikse brood, wat ons nie hoef te kwel oor môre nie. Want wat doen ons? Here, help my hier die hele maand. Want jy sien, jy het nog net soveel groceries in jou huis oor, en nou begin jy al te stres, jy begin al te worry, want jy weet, jy gaan oor 4-5 dae gaan dit uithardloop, en dan is daar nie meer nie. Maar hier kom Jesus, en hy sê vir ons daar in Matteus 6 vers 34, kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal oor homself kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Bid jy dat God sal voorsien, en dan vertrou jy op God om te voorsien. Want dit is wat die daaglikse brood beteken. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Is om te bid, Here, gee ons vandag dit, en dan verder nie te worry nie. Maar om dan gehoorsaam te wees en te luister wat God vir ons sê, sodat ons kan doen om daai daaglikse brood te verkry. Want dit is nodig om gehoorsaam te wees aan God se woord. Hier is vir my, ons smeek God om vir ons te gee, en dit nie aan ons te verkoop nie. Hoeveel keer het ons al gesê, Here, as U vir my hierdie gee, dan sal ek dit doen. Hierdie is niks anders dan as 'n ruiltransaksie, as 'n verkoop nie. Jy soek iets, maar jy sal iets teruggee. Dis 'n ruiltransaksie. Want God is nie daar om jy te ruil nie. God is nie daar om te ruil. Jesus het gesê, as jy iets in my naam vra, sal ek dit vir jou gee. Nee, as jy kom met al jou besittings en jou goed vir my bring, dan sal ek vir jou iets gee. God is nie 'n supermark waar jy gaan en dit aankoop nie. Kom vir God, gaan dit nie vir ons verkoop nie. God gaan dit ook nie vir ons uitleen nie. Die oomblik wanneer God ons daaglikse brood gee, leen hy dit nie vir ons uit nie. Die grootste van ons mense moet aan die genade van God verantwoordelik wees vir hulle daaglikse brood. Is jy verantwoordelik? Wat ons nodig het, is ook om te bid, Here, gee my vandag, sodat dit ook beteken, waar Jesus ons leer, is nie net vir my nie. Want ek is nie alleen in hierdie situasie nie. Ek weet nie wat se omstandighede om situasie jy sit nie, maar weet jy is nie alleen nie. En dit is nodig dat ek en jy vir mekaar moet bid. En sê, Here, gee daai mense ook hulle daaglikse brood. Want ek weet, baie keer is ons so moedeloos, ons is so moeg vir hierdie lewe, dat ons nie meer kan bid nie. Wie was al daar gewees? Kom aan ouens. Ons was al daar gewees, dat jy nie meer kan bid nie. Jy weet nie meer wat se kant toe nie, jy weet nie meer hoe nie. Want jy het al hoeveel keer gevra, en nog niks het verander nie. Dit is vir jou moeilik, want jy is moeg, om weer te sê, Here, gee my vandag daaglikse brood.
Gee hierdie vir my. Hierdie gee ons vandag ons daaglikse brood beteken ook dat ons liefdadigheid aan behoeftiges ook moet wees. Jesus het ons kom leer, Jesus het ons kom wys wat dit is. Kom aan ons, as Jesus vir 5000 mense 5 brode kom breek en 2 visse om 5000 mense kos te gee, dat daar nog 12 mandjies oorbly. En van Jesus het gesê, ons gaan meer doen as wij doen. Maar as gevolg van dat ons vreugde verloor het, en ons sit ons, wat ons nodig het, wat soek, eerste, en wat ons nodig het. As gevolg van dit, kan ons nie brood breek, en vir soveel mense kos gee nie. Daar is so baie mense, en jy is huidiglik mense, in ons tog, wat so nodig het, vir 'n brood. So nodig. En hierdie brood is nie altyd fisiese brood nie, maar dit kan ook liefde wees, dit kan ondersteuning wees, dit kan bystand wees. Net om na iemand toe te stap, en om 'n hak te gee, kan ook brood vir sy lewe wees. Net om te voel hy behoort ook. Maar miskien is jy op daai plek, wat jy moeg is en moedeloos is, jy weet nie meer om te bid nie, jy kan nie meer bid nie. Wat ek vanmôre vir jou sê, ons is saam jou. Ons is by ons wil jou ondersteun. Ons is hier om jou te ondersteun. Wat is jou begeerte? Wat is jou begeerte vir hierdie dag? Wat is jou begeerte vir hierdie week? Ons klomp begeertes, wat ons op, en party van ons met ons bucketlist. Maar dit is eintlik 'n begeertelys. Dink bietjie mooi daar. Jou bucketlist is begeertelys, jy wil dit graag doen. Dis wat jy begeer om dit sulke dinge te doen. Is jou begeerte jou daaglikse brood? Die ou mense, ons is nie bloedfamilie nie. Maar Jesus wil hê, ons moet as familie saam wees. Ons moet as kerk vorentoe gaan. Ons moet as kerk daar wees. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Nou die Bybel sê dat daar 4, terwyl die woordjie brood 4 dinge verteenwoordig. Daar is nog ander, maar ek gaan vanmôre oor 4 verder gesels. Maar die Bybel sê ook, en dat ons moet as gedagte hou, dit staan daar in Deuteronomium 8 vers 3 en in Matteus 4 vers 4, dat 'n mens nie alleen van brood kan lewe nie, maar van elke woord wat uit God se mond gaan. Hou dit in gedagte, dat ons nie alleen van brood kan lewe nie. So brood beteken egter meer as net brood eet. Maar hier is die 4 dinge. Eerstens, brood verteenwoordig die noodsaaklikheid van die lewe. Gee ons vandag daaglikse brood beteken nie dat ek en jy nou kan terugsit op die bank en relax en wag dat dit moet gebeur. En dit is ons probleem, ouens. Ons vra en ons bid, en dit is wat ons dryf tot hierdie moedeloosheid. Toe die Israeliete daar in die woestyn was, het hulle gebid vir kos. Wat het Jesus gestuur? Kos aan sy manne. Maar wat moes hulle doen? Hulle het nie die manne op hulle bord gekry nie. Hulle moes uitgaan en dit gaan optel. Gee ons daaglikse brood beteken nie om te sit en te wag vir iets om te gebeur nie. Jy het nodig om uit te gaan, om die manne te gaan optel wat God voorsien het.
Hard werk bring beloning. Om te praat bring gebrek. Hoor wat sy Spreuke 14 vers 23. In enige moeitevolle arbeid is voordeel, maar praatjies is tot gebrek. So kom ons praat nie net nie, en ons vra nie net vir God nie, maar kom ons staan op en hoor wat hy vir ons sê, want ons moet op sekere tye, op sekere plekke wees, sodat ons die beloning kan vang, sodat ons die antwoord kan vang wat hy vir ons gee. Ons het nodig om daar te wees, om op die regte plek, op die regte tyd te wees, sodat ons dit kan ontvang, wat God vir ons beplan het, wat God vir ons gee, wat God ons geantwoord. Die tweede ding is, brood verteenwoordig ook God se woord. Brood is die simbool van die Bybel natuurlik, en dit is ons geestelike kos. Soos wat God die manna voorsien daar in die woestyn, soos dit nodig, dat ons geestelike lewe ook brood nodig het. So moet ons ook voed. Dis hoekom Deuteronomium 8 vers 3, Matteus 4 vers 4 sê, nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat God se mond gaan. Het ons nodig. Ontvang jy of neem jy nog elke môre jou brood? Of is jy dalk op die dieet van jou geesteslewe? As jy in jou geestelike lewe miskien op 'n dieet, wat jy nie jou brood ontvang nie, dat jy nie jou brood inneem nie. Waar is jy in jou lewe, ouens? Dit is so belangrik. Ek sê weer, ek kan nie met jou 'n verhouding aanknoop en met jou verhouding hê as ek nie by jou kom kuier nie. As jy nie by my kom kuier nie, kan jy met my verhouding nie. Dit is nodig dat ons na God toe gaan, sodat ons die voedsel kan ontvang vir die dag. Anders gebeur dit en ons vra, en dan gebeur niks. En ons voel moedeloos. Van die duiwel kom en ek moet steel, kom slag en te verwoes. So ons het geestelike voeding nodig. So op 'n Sondagoggend hier in die kerk is nie genoeg voeding vir jou om die hele week deur te gaan nie. Vir jou geestesvoeding is dit nie genoeg om deur te gaan nie, want ek sê weer, want die duiwel kom en hy kom steel, kom slag en verwoes. Hy is hier buite, hy wag op elke hoek en draai van jou lewe om te kom steel in jou lewe. Moenie dat jy jou honger vang nie. Wees gereed vir hom. Elke dag jou brood te neem en die woord in te neem. Die derde ding is brood verteenwoordig God se familie en gemeenskap. Die brood wat ons breek, is dit nie gemeenskap met die liggaam van Christus nie. 1 Korintiërs 10 vers 16 sê, die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie. Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie. Ons het ander mense ook nodig in ons lewens. Soos ek nou gesê, die ou mense praat van bloedfamilie, ons is nie bloedfamilie nie. Maar ons het mekaar nodig. Want ons het nodig om as een liggaam met verskillende lede saam te staan. Hoe sou jy gelyk het as jy net 'n voet was? Hoe sou jy gelyk het? Hoe sou jy gelyk het as jy net 'n hand was? As hierdie, ons almal net die hand was. Hoe sou ons gelyk het? Maar God het dit nodig geag, sodat daar verskillende lidmate is, sodat jy 'n liggaam kan vorm, wat kan funksioneer, om hom te dien, om hom te verheerlik, sodat hy al die lof kan kry en die eer.
Maar hierdie liggaam het nodig om gevoed te word. Die laaste ding is brood verteenwoordig verlossing. Met die instelling van die nagmaal gebruik Jesus brood as simbool van sy opoffering. Na Matteus 26 vers 26, ons lees dit saam. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan die disippels en sê, neem eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit. Want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sonde. Hoor wat sê Jesus hier so? Hy sê, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort is. Nie almal nie. Want ek hoop jy is deel van hierdie baie, waarvan Jesus hier praat. Is jy deel van hierdie baie, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sonde. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag wanneer ek dit met julle nie sal drink in die koninkryk van my Vader. En dis hoekom ons hier is vanmôre. Hoeveel keer gebruik jy nagmaal? Of gebruik jy dit net op Sondag, wanneer daar nagmaal is? Jesus selfs moet soveel doen, tot herinneringe van wat hy vir ons gedoen het, vir die verlossing wat hy gebring het, vir die vergifnis van sonde, vir die genesing wat plaasgevind het, want sy liggaam is vir ons gebreek, sodat daar genesing in ons kan plaasvind. My mentor het ons geleer, as ons altyd gaan koffie drink, in 'n koffieshop, dan gee ons altyd 'n koekie. En wanneer daai koekie op die tafel kom, dis die eerste ding wat ons doen, breek ons daai koekie en ons gebruik maak. Dit is my so kosbaar om dit te kan doen. Waar ek kan, om die brood te breek en te sê, Here, dankie. Dankie dat U vir my voorsiening gegee het. Dankie dat U my verlossing gegee het. Dankie dat U vir my genesing gebring het. Want deur die brood is vir jou verlossing. Deur die brood het daar vir jou verlossing gekom. En dit is my gebed vandag, dat God jou daaglikse brood sal gee, vandag. Dat daar nou vir jou deurbrok sal plaasvind. Dat daar nou vir jou verlossing kan kom, dat daar nou vir jou genesing sal kom. Want dit is waaroor dit gaan. Ons gaan dinsdag aan praat oor Jesus, die brood van die lewe. Hy is die brood van die lewe. Hy het gekom, sodat daar verlossing vir jou en my kan wees. En dit is so lekker om as kerk. Kerk is nie die gebou nie ons. Hier is net 'n muur wat kan vergaan. Maar ons as kerk sal nooit vergaan nie. God sal nie toelaat dat die kerk uit sy hande uitgeruk word nie. Die kerk sal nooit vergaan nie. En as jy nie opstaan om jou doel en jou deel te doen in die kerk, gaan God iemand anders te gebruik in jou plek. En jy kan nie deel, miskien het jy dan nie deel aan hierdie baie waarvan Jesus praat nie. Vir baie.
Vanmôre het jy tyd om te kom nagmaal gebruik. Maar om nie te vra ons lekkernye nie. Kom ons vergeet ons lekkernye. Dis belonings. Dis blessings, dis seëning. Ons vergeet daarvan. Ons kom dit wat vir ons nodig het. Dit wat vir jou bestem is vanmôre. Want God wil dit vir jou gee. God staan gereed met die brood in sy hand. Hy is gereed om sy deel, of kom ek sê so, God het reeds sy deel afgebreek en vir jou gegee. Het tyd geword dat ons opstaan. Soos wat Israeliete uitgegaan het om die manne te gaan haal en by mekaar te maak, sodat hulle kon eet, opstaan en ons oorwinning kom haal. Van reeds oorwinning plaasgevind. Kom ons hou nie vas aan die verlede nie. Want ek sê vir jou, 'n kind van God het nie 'n verlede nie. Want deur die bloed van Jesus is ons skoon gewas. Ons het nie 'n verlede nie. Maar ons het 'n toekoms saam met God vir ewig in die hemel. Vir ewig. Die aand wanneer Jesus verraai is, het die brood geneem en hy het gebreek en hy het gesê, neem eet. Dis my liggaam wat vir jou gebreek word. Doen dit so tot herinnering van my. Ook so die beker dan maal. Hy het gesê, dit is my bloed, 'n nuwe testament, 'n nuwe verbond. Hy is skoon gewas. Jesus het ons kom toevang. Ons skoon was. En ons kom vergewe vir hierdie natuurlike sonde. Jy is skoon gewas van dit. Moenie dat dit aan jou klou nie. Moenie dat dit aan jou groei nie. Want jy is skoon, skud dit af. Skud dit vanmôre af. Op pad hiernatoe, los dit agter. En kom neem die oorwinning. Kom ons bid saam. Vader, Here, dankie vir die wat ons kan kom vanmôre, Vader. Here, ons kan die brood breek. Here, wat vir ons gegee is. Here, U het vir ons gekom, U het mens geword. Here, sodat U vir ons aan die kruis kan sterf. Waar U liggaam gebreek is. Sodat daar vir ons genesing kan plaasvind. Here, sodat U die dood kan oorwin, Vader. Here, sodat daar vir ons verlossing kan wees. Here, en vergifnis van ons sonde. Vader, dankie ook vir die bekers dan. Here, nadat U gedank het U die brood gebreek en die beker geneem en gesê, dit is my liggaam. Dit is my bloed wat vir jou uitgestort word. Kyk, ek gaan alles nuut maak, Here. Vader, dankie dat U ons nuut gemaak het. Vader, ek kom en ek bid en ek vra, Here, dat U elkeen van ons wat hier is, Here, sal vergewe. Here, vir elkeen wat hierdie boodskap hoor, dat U hulle sal vergewe, Vader. Here, dat U hulle denke sal vernuwe, Here. Here, dat U hulle sal verhoog op die regte tyd. Here, dat U hulle sal dra. Maar Here, dat ons vanmôre kan kom en kom afskud wat nie in ons behoort nie. Here, wat ons kom vasklou het. Here, wat ons kom gebruik, Vader, Here, as 'n taxi. Here, ons is nie taxi's nie. Ons liggame is 'n kind van U. Is 'n liggaam van Christus. Heilige Gees vloei nou deur elkeen. Raak hulle aan. Genees hulle waar genesing nodig is. Vader, ons verklaar genesing oor elkeen in die naam van Jesus. Here, van daar het vir elkeen genesing gekom. Deur die bloed. Here, ons dank U daarvoor. In U wonderlike naam alleen. Amen.
Julle is welkom om te kom nagmaal asseblief. Is daar nog iemand wat nog besig is of nog om nagmaal gebruik? Julle is welkom. Kan ek vra dat ons staan asseblief? Kan ek vra dat jy vir jou langs sal kyk, langs jou sal kyk asseblief? Kyk hoe mooi in sy oë, diep in sy oë.
Sê vir hom, well done. Sê vir hom, dis verby. Dis klaar. Ek is 'n nuwe mens. Van deur Jesus. Is ek vry. Ek is genees. In die naam van Jesus. Ons lê oor. Vader, dankie. Dat ons môre opnuut vir gemaak kon word. Here, die breek van die brood. Vader, dankie vir elke wonderwerk wat U in hierdie mense se lewens gedoen het vanmôre. Here, dankie vir die verlossing wat plaasgevind het in hierdie mense se lewens vanmôre, Vader. Here, dankie vir elke antwoord wat U gebring het, Here. En elkeen vanmôre hier, Vader. Here, ons eer U, ons loof U, ons prys U en ons dankie, Vader. Here, en waar ons hierdie Sondag, hierdie laaste Sondag van die jaar afsluit, Vader, Here, bid ons, Here, dat U wil sal geskied. Here, waar ons Dinsdag aand ons jaarsdiens het, Vader, ons laaste diens vir die jaar. Waar ons die nuwe jaar gaan ingaan, Vader, Here, bid ek, Here, dat U ons sal seën. Here, dat U ons sal beskerm, Vader. Here, maar dat U teenwoordig sal wees. Here, want dit is waaroor dit gaan, Here. Here, ek wil ook soos Moses sê, Vader, Here, as U nie in volgende jaar, as U nie in die jaar 2025 is nie, Here, waar ons nie gaan nie. Here, dan wil ons net hier bly in 2024. Here, maar as U gaan, sal ons gaan. Here, waar U is, daar is ons, Here. Vader, ons weet, Here, daar waar ons is U altyd. Want U is alomteenwoordig. En ons eer U, ons loof U, en ons prys U. Vader, en ek bid, Here, mag U, Here, die God van hoop, elkeen vervul met blydskap en met vrede, wat alle verstand te bowe gaan, saam hulle sal wees, hulle sal beskerm, hulle sal toevul, Here. Here, dat die Heilige Gees hulle sal openbaar, U wil. En ons eer U, ons loof U, ons prys U, in U wonderlike naam alleen. Amen. En amen.